Jy moet Louise. Ek sing nie met 'n maatjie wat ek gaan doen. Sy sê moet maak myself. Wat sê jy? Wat sorg vir die emoties? Nou vir die begin. Eers preek. Ja. Getuienis. Het gaan baie keer swaar met. Finansieel, veral as jy vir jouself werk en jy is die enigste broodwinner en jy moet kos op die tafel bring en dan verloor jy 'n groot kontrak. En dan dink jy, Here, waar gaan ek nou heen? Hoe gaan ek nou maak? Wat gaan ek nou maak? En elke keer as ek so in daai dip is en ek dink, Here, wat nou? Dan kom hierdie liedjie op my kop. God sorg vir die emoties. God sorg vir die diere, hy sorg vir die blomme en die plante. Hoekom sal hy nie vir jou sorg? En dis hoekom ek vanoggend hierdie liedjie wil sing. God sorg vir die emoties, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sorg vir jou. Met jou lieve blomme, groot almagtige naam dat hy altyd weer kom vir ons. Amen. Gaan jy sing? Ek gaan jou. Next. Het jy nou pleisies? Ek het jou vir kom stel dat ek vir jou kan speel. Ek kan nie. Sit dit in die woord. Ga jy preek? Halleluja. Amen. Jy gaan nie baie hier. As jy net sien. Okay. Hallo. Wat is dit? Druk dit nog nie? Ek Wil jy dat die aan? Jy moet groen wees. Maar dit was goed. Okay, goeiemôre. Môre Ellen. Goeiemôre. Okay, ek en Alta gaan dit 'n klein stukkie opvoer. Dit gaan oor die gemiste oproep. Karakters, ek is Koos en Alta sal Sunny wees. Sunny,
Ek het 12 oproepe gemis. 12! Van wie? Die bank? Nee man, erger! My ma! Ag, dan bid ons sommer nou klaar vir jou. Maar dis nie al nie. Ek het ook 3 boodskappe gemis. 2 minuutjies vergeet. En ek dink, ek het my PC in die yskas gelos. Koos, jy luister nie mooi nie. Ek probeer, maar almal praat so baie. Dis dalk die probleem. Jy luister na almal, behalwe na die Here. En dis diep vir 'n Dinsdagoggend. Wanneer laas het jy regtig stil geraak, net jy en God, Koos? Maar ek bid mos vinnig in die kar, tussen die ou verkeersligte. Dis goed, maar 'n verhouding werk nie met vinnige hallo, dankie, amen. O, so jy sê ek behandel God soos 'n voicemail. Presies. En hy los nie die gemiste oproepe omdat hy kwaad is nie. Hy roep omdat hy jou liefhet. Myself. Weet jy, as my foon lui, antwoord ek dadelik, maar as die Here met my praat, sê ek is nou besig. En tog wag hy steeds geduldig. Ek dink dis tyd dat ek minder na my foon kyk en meer 'n bietjie opkyk. Amen. Nou praat jy wysheid, Koos. Dis seker die eerste wonderwerk van die dag. Kom ons herinner die mense vandag. God hou nooit oproep nie. Die vraag is net, gaan ons antwoord? Sure. Praat, Here. U U dienaars dienaars luister. Amen. Ek het gewag van my stories skryf.
professionele sangers insit, maar ons onprofessionele sangers. Ek het gesê ons gaan ingevoerdes ook hê. Ek kan nou myne sing. Ek het agter julle. Wat sê jy nou? 'n songerskoen. Dis so Daar is een lekker om by. die Here te dien. Ja, ek het mos. So sonnaarskoolletjies, maar jy moet luister maar na die woorde. Al nee, ek hoop ek onthou hom reg. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Hallo. Kan ek eerste gaan dan nie? Ek weet die Here is goed en sy liefde is nimmer eindig. Jy kan oor die berge kyk, jy kan oor die dale kyk, jy kan oral kyk. Maar God is altyd getrou. Dis 'n ou liedjie en ek dink hy kom saam met Noag. Maar ek kan saam speel sien. Hoe sien jy die berge en lande? Hoe kyk nou terug en praat? Nieuwe bloemen al by jou hande. Wie kan die prys bepaal? O ware liefde deel wie van dus liefde wat gee. As die son ondergaan, sal hy nog by jou staan. Ware liefde deel wie van dus liefde wat gee. Gee sy lewe vir jou. Bly vir altyd getrou. En selfs die dood en lyding, dink Jesus aan jou en my. Dis die grootste toonbeeld van liefde. Dis die liefde wat nooit sal bly. En ware liefde deel wie van dus liefde wat gee. As die son ondergaan, sal hy nog by jou staan. En ware liefde deel wie van dus liefde wat gee. Wie is lewe
son sal opgaan. Amen. In die oggend, maak nie saak die omstandighede, maak nie saak waar jy gaan, die son kom altyd op. Amen. En een ander waarheid, die son gaan altyd onder. Op dieselfde tyd, dieselfde dag, dieselfde uur, is God se genade vir ons elkeen groot. Amen. Amen. God is ons. Ek het net 'n bietjie vir julle agtergrond gee. In 1965 het ek my finale klaviereksamen gespeel. Toe van 67 tot 69 was ek koraliste in die NG Kerk. Die NG Kerk in ons kerk is baie rustig, né? En toe het ek my kinders grootgemaak. Ek het 'n klavier gehad, maar ek het nie eintlik vreeslik mee gespeel nie. 30 jaar terug het ek my klavier verkoop om Annelies se troue te betaal. So ek het 30 jaar terug gespeel. So as dit 'n fout is, moet julle weet, dis my nuwe komponaar. Ons gaan nie luister. Ons gaan nie luister na die note nou. Ek sal dit nie eens agterkom. Een van ons kan speel wat die sin. Joyce, Behalwe Joyce.
vervanging van die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vandag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voorvanger van die bederflike pest. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jou skei. Sy trouwens en sy skild teen die panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 in jou regterhand, nou jou sal dit nie aankom. Net met jou sal jy met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskikking gemaak. Geen onheil sal jy tref en geen plaag naby jou te kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voete teen geen klip stamp. Op die leeu en die ander sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek kom omring. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees en ek sal hom uitbreek en eer aan hom gee. Die lente van daar sal ek hom versadig en ek sal hom my uitlaat. Amen. Sy gaan vir ons sing. Ek wil net vir julle ietsie voorlees wat ek raak gelees het wat vir my baie goed en oulik was. Mike nader aan die mond. In die kroon van jare. Daar is 'n geskenk wat ons selde waardeer wanneer ons jonk is. Die geskenk om ouer te word. Ons spandeer soveel tyd en geld om room en ander middele te gebruik om die fyn plooitjies en lyntjies op ons gesig minder te maak. Anti-aging cream noem hulle dit. Die grys hare probeer ons wegsteek, die stadige tree raak ons van bewus, maar ons vergeet wat dit werklik beteken. Ons kyk na die buitekant en mis die heerlikheid in ons ouer word jare. Plooie is nie foute nie, dit is bewyse dat jy geleef het, dat jy gelag het, dat jy gehuil het, dat jy lief gehad het. Elke lyn is 'n stille getuie van 'n oomblik wat nie verniet was nie. Grys hare is nie iets om weg te kleur nie. Die skrif noem dit 'n kroon. Gryse hare is 'n sierlike kroon. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Spreuke 16 vers 31. 'n kroon word nie verniet gegee nie, dit word verdien deur jare van stap, struikel, opstaan en weer probeer. En stadiger tree beteken nie dat die lewe nie 'n wedloop is nie, maar 'n reis. Die jong mens hardloop om te arriveer, die wyse wandel om te verstaan. Die moeilikste deel van ouer word is nie die liggaam wat verander nie. Dit is die afskeid van sekere hoofstukke. Die gelag van kinders wat deur die huis hardloop, die energie van jeug. Die mense wat ons lief gehad het en wat nou net in herinnering leef. Elke seisoen bring sy eie aflegging, maar Prediker herinner ons, vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is. Prediker 3 vers 1 en 2. Die wysheid van ouderdom lê juis daarin dat ons leer om seisoene te eer en nie daaraan vas te klou nie. Dink aan 'n boom wat deur baie winters gegaan het. Sy stam is dik, sy tak is sterk en sy wortels diep. Die jong boom lyk vars en buigsaam, maar die ou boom gee skaduwee.
So is dit met mense wat tyd ontvang het. Hulle dra skade weer verander. Psalm 92 vers 15 sê, hulle dra nog vrugte in die ouderdom. Die waarde van jare lê nie net in die herinnering nie, maar in invloed. Jy het lewens geraak, jy het kinders gevorm, jy het vriendskappe gebou. Jou teenwoordigheid het spore gelaat wat langer leef as jou eie dae. Die waarheid is eenvoudig, nie almal ontvang die voorreg om oud te word nie. Elke verjaarsdag is nie 'n las nie, dit is 'n genadegawe. Elke jaar is nog 'n kans om lief te hê, te lag en 'n nalatenskap van goedheid na te laat. Met ouderdom kom perspektief en uiteindelik besef jy dat die grootste geskenk van ouderdom is dit: jy is tyd gegee en die tyd is die kosbaarste geskenk van alles. Psalm 92 vers 15 en 16 sê: in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots en in hom is geen onreg. Amen. Annie sit reg hier vir die kontrak te hoor. Sy sit reg. Jy sê van die Doen kalm maar. Een gesprek met Spat. Hy was laat, hy's altyd laat. Natuurlijk was hy laat. Ons het al amper die ligte afgeskakel toe die deur stadig oopgaan. Geen dramatiese aankoms nie, geen selfversekerde glimlag nie, net 'n skraal figuur. Ou jas, skoene vol stof en 'n hoed wat laag hang. Oor sy oë getrek, hy het gaan sit. Nie regop nie, kop onderste bo, skouers ingetrek, hand styf gehou, asof hy bang is, iemand herken hom. Jy is laat, ek is altyd laat. Dis seker hoekom jy spyt genoem word. Ja, ek kom selde vroeg om iets te verander. Ek kyk nie op nie. Waar kom jy vandaan? Van mense se stil kamers af. Van hospitaalbeddens, van grafte waar mense na die tyd praat. Van kinders wat wens. Hulle het meer gevra, van ouers wat wens, hulle het meer geluister. Van mense wat jare lank gewerk het, vir die dinge wat nie kon terugpraat nie. Jy klink moeg, ek dra swaar. Mense dink ek is net 'n gevoel. Ek is nie. Ek is 'n argief. Ek dra sinne wat nooit gesê is nie. Ek is jammer. Ek vergewe jou. Kom ons begin weer. Ek is lief vir jou. Ek was verkeerd. Daardie sinne word dikwels te laat in my sak ingedruk. Besoek jy net gewone mense? Vir die eerste keer lig hy sy kop op. Nie genoeg om ons in die oë te kyk nie, maar genoeg dat ons sy stem duideliker kan hoor. Nee, ek het al by groot mense ook gesit, bekendes, leiers, rykes, mense wie se name in boeke staan, mense wat applaus gekry het, mense wat miljoene bereik het, maar nie altyd hulle eie kinders bereik het nie.
En wat sê hulle gewoonlik? Hulle praat min oor titels, min oor pryse, min oor geld. Oor verhoudings, oor 'n huis wat vol mense was, maar leeg van aandag. Oor 'n kind wat groot geword het terwyl hulle besig was om belangrik te wees. Hy glimlag flou. Maar daar is geen vrolikheid daarin nie. Op die einde vra min mense, hoekom het ek nie nog meer vergaderings bygewoon nie? Hulle vra eerder, hoekom het ek nie daardie Sondag saamgegaan nie? Hoekom het ek nie gebel nie? Hoekom het ek gewag? Is dit die grootste spyt? Tyd. Tyd is een van hulle, maar tyd is net die skouer. Die ware spyt is wat mense nie daarin gesit het nie. Soos sagtheid, waarheid, moed, vergifnis, geloof, teenwoordigheid. Mens dink mos altyd, daar sal nog 'n geleentheid wees. Nog 'n Kersfees, nog 'n kuier. Nog 'n kans om reg te maak. Ek leef vir daardie nog. Daar is die laaste. Buite beweeg die wind teen die venster. Binne sit spyt soos iemand wat al te veel einde van die pad gesprekke gehoor het. Jy het geloof genoem, hoekom? Hoekom het jy dit genoem? Spyt vir sy hande stywer. Omdat ek dikwels daar is. Wanneer mense besef, hulle het hul siel laaste op die lys gesit. Hulle het planne gehad vir aftrede, vir geld, vir eiendom, vir vakansie, vir gesondheid, maar nie altyd vir God nie. Dis 'n swaar ding om te sê. Ek weet, daarom sê ek dit sag. Maar sag beteken nie onwaar nie. Hy sluk swaar. Party mense wag tot die lewe hulle stil maak, voordat hulle begin luister. Hulle het deur die jare gevoel iets roep, maar hulle het dit uitgestel. Later het hulle gesê eendag wanneer ek tyd het. Maar geloof is nie 'n ornament vir die einde van die lewe nie. Dit is 'n lig vir die pad. En jy sit hier kop onderste bo. Jy praat oor almal anders. Maar sê my spyt, sê my. Waaroor is jy spyt? Vir die eerste keer kyk spyt op. Sy oë is nie kwaai nie, hy's net oud en hartseer. Ek is spyt dat mense my te laat ontdek, of te laat ontmoet. Die vertrek word stil. Ek is spyt dat ek dikwels eers kom wanneer berou nie meer 'n gesprek kan word nie. En nie kan red nie, wanneer liefde nie meer hardop gehoor kan word nie, wanneer 'n graf die enigste luisteraar is. Maar die grootste spyt, ek gaan nie hemel toe nie. Wat bedoel jy? Spyt gaan nie hemel toe nie, spyt is te laat. Spyt dra die smaak van gemiste genade. Maar berou kan hemel toe gaan, vergifnis kan, geloof kan. Dit is waaroor ek spyt is, dat mense dink ek is genoeg. Hulle sê, ek is spyt, maar hulle gaan nie verder nie. Hulle vra nie vergifnis nie. Hulle maak nie reg nie. Hulle dra nie terug na God nie. Nee, ek is net so spyt is nie die antwoord nie. Nee, ek is net die klop aan die deur. Berou maak die deur oop. Genade nooi jou in. Hy staan op. Wees soos iemand wat nie lank op een plek bly nie. Gaan jy nou? Ja, daar is altyd iemand wat my roep. By die deur draai jy om. Maar sê vir julle mense, moenie wag vir my nie. Bel vandag.
vergewe vandag. En sê vandag wat gesê moet word. En hy's weg. Laat gekom, stil gestaan, stil gegaan, maar hierdie keer miskien nie te laat nie. Amen. Ek dacht toe, ek wil ook maar iets sê. Jy gaan so deur my foon en ek kom op die af en as mens vanmôre saamvat wat gesê word en wat gesê is en gesin is, sê dit eintlik as jy saamvat, ons kan nie sonder God nie. Amen. Ons kan nie sonder sy liefde nie. Amen. En wanneer ek in nood is, dan weet ek hy sal sorg soos wat hy vir die mossie sorg. Om naby aan God te loop, so dit hoor toe aan Dennis hulle gesing het van 'a closer walk with thee. Ja. En in alles, en dit wat Sarah gesê het van spyt. Ek het in my lewe self baie spyt gehad. Ek is spyt ek het dit nie gedoen, ek is spyt, ek is spyt, ek is spyt. Maar hierdie gedeelte, dis nou Engels, wat eintlik vir ons sê dat ons kan nie sonder God nie. As ons uitgepluk word waar ons staan, dan gaan ons sterf. En ek praat nie van 'n fisiese sterf nie, ek praat van ons gees en ons siel. When God created the fish, He spoke to the sea. When God created trees, He spoke to the earth. But when God created man, He spoke to Himself. Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness." If you take fish out of the water, it will die. If you take a tree out of the ground, it will also die. Similarly, when man is disconnected from God, he dies. God is our natural environment. We are created to live in His presence. We must be connected to Him because only in Him there is life. Stay connected to God. Remember, God without man is still God, but man without God is nothing. Amen. Amen. Is daar nog iemand wat ietsie wou bring? Ek gaan myne doen net na Joyce en Pastoor. Dit is nou nie weet, ek het dit nie geweet.
voorstelling wat ek eers gou wil doen. Jopie, kom hier so, maar bring net iemand saam met jou. Nooit 'n bang man gesien. Jopie het 'n vriend saamgebring kerk toe. Johan, ek wil nou hê, jy moet nou iemand gaan haal wat jy kerk toe bring. Enige iemand wat hier sit. Johan het vir Hetta gaan haal, nou is ons al meer houtjies hier by mekaar. Hetta, jy moet nou iemand gaan haal. Julle mag meer as een opbring, Wilma, jy moet nou weer iemand saambring. Tannie Stine, jy moet weer iemand saambring. Louise, gaan haal jy nou iemand? Julle mag meer as iemand gaan haal, hoor. So pak ons die houtjies by mekaar. Eintlik wil ek jy almal moet vorentoe kom. Die wat nie kan staan, julle kan sommer voorsit ook. Ek wil net 'n klein versie by julle, net 'n paar versies by julle los. In Handelinge 2 sê die Bybel, op Pinksterfees was hulle almal eendragtig by mekaar. En ons het Pinkstersondag gehad, en ons staan hier so eendragtig by mekaar. En die Bybel sê dat wanneer daar 'n klomp houtjies vuur by mekaar is, dan brand die vuur mos groter. En wat het gebeur daai dag toe hulle almal eendragtig saam was? Hulle het ewe skielik tonge van vuur gesien neerdal. Die Bybel sê dit was soos 'n rukwind wat deur die gebou geruk het. En vanmôre is daar geen ander begeerte wat ek het. En dit is dat die Heilige Gees vanmôre hier deur ons sal ruk soos 'n rukwind. Dat ons vanmôre die krag van die Gees, ons almal het gesing van die liefde van Jesus. Ons almal het vanmôre gesê daar moet eenheid wees. Ons almal het vanmôre ietsie uit ons hart uitgebring, maar vanmôre net soos wat ons uitgegee, dat ons vanmôre sal ontvang uit die hand van die Here uit. Ek gaan nou Job vir ons bid. En vanmôre bid ek dat die Gees van die Here jou sal aanraak, pastoor sal aanraak, vir my sal aanraak, maar dat ons vanmôre nie uit mekaar sal gaan nie. Ek is baie dankbaar vir elkeen wat so ietsie gedoen het, maar vanmôre wil ek hê, Heilige Gees, ontmoet U met ons. Laat die Gees ons verander, dat die Gees ons sal help om vrymoedigheid te hê, om ander te gaan haal, om vanmôre te kan doen dit wat die Here, iemand het gesê, ons hoor nie meer nie. Ons hoor nie meer die Gees nie, maar dat die Here vanmôre 'n bietjie die kanale sal skoon was. Ons sal skoon maak, sodat ons kan hoor wanneer die Gees praat. Here, vanmôre stuur iemand 'n boodskap. Hy sê, Boeta, wil jy nie saam met my bid nie? Die aanslag is groot in die bediening waar ek staan. Bid net saam met my vir wysheid, vir insig en vir krag. En Here, vanmôre kan ons nie staan sonder U nie. Ons is vanmôre niks sonder U nie. En ek wil vanmôre bid dat die Heilige Gees, Here, soos ons gehoor het, ons daai tonge van vuur wat geval het, dat dit vanmôre op elkeen van ons in hierdie gemeente sal val, elkeen vanmôre wat hier staan, wat hier is, dat ons weer daardie nuwe krag sal kry. Here, dat ons bekers weer sal oorloop, Here. Here, daar's baie van ons bekers wat leeg is, daar's baie van ons wat half is, daar's baie van ons wat nie eens bekers het nie. Maar ek bid vanmôre dat ons aangeraak sal word met daardie nuwe krag, net dit wat U vir ons kan gee. Ons weet vanmôre dat U ons wil volmaak. U wil hê dat die waterstrome van heerlikheid uit ons binneste uit weer sal vloei. En ek bid vanmôre dat ons ontvanklik sal wees. Ek bid dat ons ore oop sal wees om te hoor wanneer die Gees van die Here in ons binneste praat. Ons sê baie keer, Here, U hoor my nie meer nie.
Maar Here, U hoor, dit is ons wat altyd nie hoor, en ek bid dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons harte ingestel sal wees, dat ons weer op daardie plek sal kom om te kan sê, Here, hier is ek, praat met my, Here, net soos U met Samuel gepraat het, dat ons die stem van die Here weer kan leer ken, die stem van die Here weer mooi duidelik kan hoor, sodat ons kan gee, sodat ons kan doen, in daad soos wat U vir ons wys, om uit te kan beweeg, onder mekaar. Ek bid dat ons vanmôre die vermoë sal hê om mekaar te ondersteun, en te sê, my boetie en my sussie, ek bid vir jou. Ek bid vir jou, want ek kan sien jy die Here nodig, maar bid ook dan vir my. En Here, dit is net soos wat ek vir jou, die vriend vir my gesê het, soos wat ek vir jou bid, bid dan ook vir my vandag. En so wil ek dan bid vanmôre, Here, vir elkeen wat hier is, dat ons mekaar sal ondersteun, en dat ons sal toelaat dat die krag van die Here deur ons lewe sal werk elke dag, en dat ons nie vir een oomblik sal skroom om te kan weet, dat die Here is ons God, die Here is ons krag, U is vanmôre ons fondasie, U is die rots waarop ons kan staan, gekonnekteer aan U, en dan kan ons weet, die Here is ons krag, Hy is ons leiding, Hy is ons sterkte in Jesus naam. Ek net ietsie sê, en dit is 'n getuie wat ek wil bring namens my vriendin. Sy het kanker, en sy is vandag weer vir chemo, tweede sessie, maar sy het Vrydag vir 'n scan gaan laas Vrydag, maar sy het nog niks, sy was negatief, was hartseer, teleurgesteld in die uitslae, maar so gaan sy toe nou vir die scan na eerste chemo, en sy sê, sy bel my, sy sê vir my, dit is nogal 'n groot, so hy het meer as 50 cm die kanker, die sal mense die gebars of die, wat is die regte naam, ek gaan nou die regte naam kry, maar dit het gekrimp, met meer as 50 cm, en sy sê dankie, vir elke gebed, want net gebed het al gehelp en weergedra, want al bid ons vir wie, en niemand weet vir wie en waar ons bid nie, maar daar gaan gebeure oor die wêreld heen, al ken ons nie die persoon nie, gebed is kragtig. En dit is al wat ons kan dra, deur siekte, deur moeilike omstandighede, deur alles. So ons kan net vir die Here al die eer en lof gee, want hy kan deur getuies wys hy vir ons, hy is daar. En hy verlaat ons nie, al dink ons so, ek self gaan daardeur, maar ja, maar dankie vir elke gebed, al stuur ons dit waarheen. Amen. Ek wil maar net dankie sê dat julle almal vrymoedigheid geneem het, ons het lekker gekuier, het was 'n lekker konsert, geef julle self hande. Kom ons gaan eet so iets hier agter. Oh, you're at the party, he says, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dead in the light of his glory and grace. Oh, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dead in the light of his glory and grace. Ek bly vergeet ek moet maar escort, sorry, kom. Griet, jy moet nie vergeet nie.